Goeiedag en baie welkom. Vandag nooi ek jou in 'n oomblik om te stop vir stilte, vir asem, om net te wees en om weer te onthou, jou lewe is vir God kosbaar. So kosbaar dat hy nie onbetrokke ver terug staan nie. Die een wat jou gevorm het, is steeds die een wat jou onderhou. Ek het eendag 'n droom gehad wat lank by my gebly het. In die droom het ek geslaap, diep geslaap. Ek het nie eintlik besef wat my omgewing is nie. Maar in my droom is daar toe skielik 'n rukwind en wat dit waai so woes deur my kamer. Die vensters slaan oop en die gordyne vlieg op en ek voel hoe iets in my vrees bevange word, amper paniekerig. En is asof daar iets dreigend in die lug hang. En ek kan nie vinnig genoeg uitklaar wat dit is of wat gebeur in hierdie droom van my nie, maar dit voel donker. En toe in die middel van my onrustigheid en onsekerheid het iets verander. Ek word bewus van 'n teenwoordigheid. Nie 'n figuur nie, nie 'n gesig nie, net dat hy hier is. 'n Stil sekerheid dat ek nie alleen is nie. En die wind hou nie dadelik op nie, maar my vrees hou op. Ek staan nie eers op om die venster toe te gaan maak in my droom nie. Dis nie nodig nie. Iemand waak oor my. En ek draai om en ek slaap verder en my liggaam is ontspanne. Ek kan maar rus. Ons word dikwels onkant gevang deur rukwinde, daardie oomblikke wat ons in vrees vashou, wat ons ontwrig, wat ons onseker laat voel, wat ons laat vra. Maar ons kan in daardie ontwrigting bewus word van God. Dalk het jy dit ook al ervaar. 'n Oomblik waar jy gedink het alles val uit mekaar uit en dan op een of ander manier het daar vrede gekom wat jy nie self kon kry nie. Die psalmdigter ken sulke situasies en skryf vasbeslote. Ek hou die Here altyd voor my, omdat hy aan my regterkant is, sal ek nie wankel nie. Sal die wêreld nie wankel nie? Ongelukkig kan niemand dit vir jou waarborg nie. Die wêreld kan inteendeel besonder wankelrig raak. Maar jy hoef nie. Psalm 16 is 'n lied van vertroue, maar ook 'n bewuste keuse. Die digter sê ek hou hom voor oë. Ek kies waarna ek kyk, waar ek my aandag gee, waar ek my energie gee. Daar lê iets aktief daarin, 'n oefening van aandag, van inspanning. En is nie ontkenning of ontkoppeling nie. Dit is my oë op Jesus hou te midde van die groeiende golwe. Dis om te erken, ek kan nie, maar hy kan. Ek kan nie perspektief hou nie. Ek kan nie uitkoms sien nie. Ek kan nie eers genoeg vertrou nie. Ek kan nie self nie. Maar hy kan. Saam met hom kan iets besonders gebeur, keer op keer. Iets wat ek glad nie kan insien nie. Iets wat dalk nog glad nie moontlik lyk nie. Saam met hom kan ek nog 'n stappie neem. Kan ek nog 'n keer probeer? Kan ek nog 'n dag voluit leef? Vers 5 sê, alles wat die Here vir my doen, maak my vol vreugde. Hy is die grootste geskenk wat ek nog ooit gekry het. U sorg vir my, Here. Psalm 16 begin by afhanklikheid. Die digter verklaar sy bron. En God is nie net die een wat gee nie, hy self is die gawe wat gegee word. Hy is die bron waaruit lewe vloei. En hierdie groot, almagtige bron, bo alles en almal, is ook die warm, veilige beskutting waar ek kan kom wegkruip. Vers 1 sê, beskerm my, o God, want ek kom kruip by u weg. U pas my op. Dis 'n sagte beeld, maar ook 'n kragtige een. Om by God te kom skuil is nie 'n lafhartige vlug nie. Dis om te erken dat ek nie my eie toevlug is nie. Dat ek nie myself kan red of beskerm of bewaar nie. Hy is ons vreugde, hy is ons vrede, hy is ons sekuriteit, hy is ons stabiliteit. Hy is ons voorsiener, hy is ons geneeser, hy is ons trooster en ons beskermer. Hy is daai veilige plek waar ons uitgeput aankom,
veilig slaap en uitgerus opstaan, bemagtig en bemoedig om op te staan en te gaan, saam met hom. Vind gerus ergens vandag 'n stil plek. Sit of lê selfs dalk gemaklik en laat jou asem stadiger word. Herhaal die woorde. Beskerm my, o God, want ek kom kruip by U weg. U pas my op. Laat die sinne stadig in jou insink. Herhaal dit 'n paar keer en laat jou liggaam ervaar hoe dit is om te ontspan. Visualiseer nou jou beskutting, daardie wegkruipplek. Stel jou voor dat jy in hierdie veilige ruimte is. Miskien 'n ouer se arms, 'n stil tuin, 'n sagte stoel. En voel hoe jy nie hoef te veg nie, maar net kan rus. In hierdie spasie, bring jou dag, jou bekommernisse, jou vrae, jou besig wees, alles na hom. Bring alles wat jy moet regkry, alles wat jy moet uitsorteer, alles wat jy nodig het hierheen. Laat dit in jou gedagtes so opkom. Wat weeg swaar op jou? Wat voel soos 'n rukwind vir jou, waar jy onseker of bang of vreesbevange voel? Waar jy angstig of gespanne voel? Laat alles nou by hom lê. Ervaar hoe hy dit vat, hoe hy dit vashou, hoe hy daarmee werk, hoe hy met jou werk. En sluit af met 'n dankie sê gebed. Dankie Here dat U my bron is. Dis nie dankie vir 'n lewe sonder storms nie, maar vir 'n God wat selfs in die storms teenwoordig bly en wat die storms kan hanteer. Voel die vrede dat hy jou stabiliteit is, selfs wanneer die wêreld skud, ruk, beweeg en wankel. Hy is jou standvastigheid. Amen.